Okay. Goeiemôre julle. Um oe, ek het nou vir my water gekry. My paus het vir my geleer om nie koffie te drink voor preek nie, want dan is jou mond bietjie droog en goed. Maar die koffie is so lekker hierso, maar ek so vroeg moet opstaan in die oggend, kort ek maar 'n koffie in my. So die afgelope paar weke was ons nou besig met disipelskap. Hoe ons nou op die journey van disipelskap gaan, onder andere spesifiek metamorfose, hoe ons getransformeer word deur God. Nou, hierdie week se tema gaan ons nog verder help op hierdie journey waarop ons is. So in disipelskap kan ons sê dat daar 3 areas is waar daar disipelskap tools is wat ons kan gebruik om getransformeer te kan word deur God. Dit is up, in en out tools. So die up tools het te doen met ons verhouding met God. Die in tools het te doen met ons verhouding binne ons geloofsfamilie, binne ons samehorigheid en eenheid onder mekaar. En die out tools is wat ons doen buitekant ons geloofsfamilie. Nie net aan 'n kerk nie, maar buite die kerk. Ongelowiges, mense van ander gelowe, hoe ons daarso betrokke is. So vir hierdie week, soos wat julle kan aflei, gaan ons baie fokus op die up tools, die up gereedskap. Ons gaan spesifiek kyk na 3 van hulle. En ek wil graag net begin met 'n disclaimer dat hierdie 3 tools is die al tools wat daar is nie, daar's ook ander tools en dit is bloot net 3 wat baie effektief is om te help om ons persoonlike verhouding met God te verbeter. En dan wil ek ook net by sê, as jy voel van hierdie tools werk dalk nie vir jou persoonlik nie, beteken nie dat jy dit noodwendig verkeerd doen nie, maar dalk ervaar jy net die Heilige Gees op 'n bietjie van 'n ander manier. Dalk kom jy 'n bietjie van 'n ander angle wat ook al. So die eerste, wag, ek wil sien nou slide vir dit nie. Die eerste gereedskap is 'n toegewyde verhouding. So wanneer ek dink aan ons verhouding met God, dan dink ek aan dit in terme van 'n huwelik. Nou dis 'n metafoor wat ook baie teenwoordig is in die Bybel, soos in Efesiërs 5 word Christus beskryf as die bruidegom en die kerk as die bruid. Asof hierdie huwelik verhouding tussen ons en God. Nou vir 'n huwelik om te kan werk, en ek weet ons baie huwelike hier binne, moet julle aandag gee aan mekaar. As julle vir lang tye nie aandag gee aan mekaar nie, dan begin julle 'n bietjie stry, daar's 'n bietjie wrywing. Jy mag dalk 'n bietjie van 'n grudge hê. Maar dit werk eintlik self met in enige verhouding so, maar binne 'n huwelik veral is dit moeilik. Mense word al out of sync met mekaar as hulle nie tyd spandeer met mekaar nie. Nou, so ook is dit met God. As ons vir lang tye nie met God tyd spandeer nie, dan dryf 'n mens weg van hom af. Nou gelukkig God is nie soos mense wie grudge hou nie. Hy staan met oop arms altyd vry om ons weer terug te kry. Nou, hoe spandeer ons tyd met God? Nou, wanneer ek praat van tyd spandeer met God, praat ek nie van kwantiteit tyd nie. Ek praat van kwaliteit tyd. Wat bedoel ek daarmee? Jy kan elke dag 5 minute sit, 'n Bybelversie lees en 'n vinnige gebed doen, voordat die dag goed gaan wees en aangaan met die lewe of aangaan met die roetines vir die dag. Maar dit is nie kwaliteit tyd nie. Kwaliteit tyd met God te spandeer is om regtig net te sit, bring jou emosies, jou gedagtes en goed na God toe om met hom te praat. Nou, ek verstaan in ons lewens is 'n bietjie gejaag. Veral na COVID, in my opinie, is ons lewe baie meer gejaag. Daar's voel asof die pas van die lewe net 10 keer vinniger gegaan het. Mense voel die hele tyd asof aan die hardloop, dinge moet gebeur. Nou. Asof ons probeer opvang vir die tyd wat ons verloor het tydens COVID. Nou, in Markus 1 vers 35 wys Jesus vir ons hoe kwaliteit tyd lyk met God.
Vroegoggend, toe dit nog stuk donker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy gebid. Nou, sommige van ons mag dalk hierdie ding doen. Veral in vakansietyd, wanneer alles 'n bietjie rustiger is, die kinders slaap dalk oor by iemand anders, en jy is nou rustig by die huis, en nou het jy 'n kans om Bybelstudie, om reg tyd te spandeer met God. Maar as ons kyk na wat Jesus se konteks was in hierdie vers, was hy nie juis in 'n baie rustige, nie gejaagde situasie nie. Net voor hierdie vers in Markus 1 vers 33, daar's die slide vir dit nie. Skryf Markus, die hele dorp het by die deur saamgedrom. So Jesus het gebly by die huis saam met die disippels, en die hele dorp het vergader, want hulle wil genees word, hulle wil Jesus hoor preek. En Jesus, selfs met hierdie besigheid, maak nog steeds tyd vir God. In Lukas 5 vers 15 tot 16 sien ons weer hierdie aspek. Die nuus oor Jesus het egter nog verder versprei. Groot skares het om hom saamgedrom, om na hom te luister en van hulle kwale genees te word. Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid. Nou, ek seker hierdie is nie nuwe nuus vir julle nie. Ons hoor nou van kleins af dat ons elke dag met Bybel lees en bid, maar ons almal sukkel met dit. Ons almal word dit geleer, maar dit gebeur nie noodwendig met almal nie. Soms na 'n lekker geestelike ervaring, dat ons lekker entoesiasties om Bybelstudie te doen. Dalk na 'n lekker preek of na 'n lekker kerkkamp ding, dan voel jy so entoesiasties en jy spandeer dan mooi elke dag tyd saam met God, en dan ergens gebeur lewe. Life happens. Dan word die werk te veel by die werk, daar's ook nog 'n klomp pasiënte wat naby gekom het. Ou boet het nou siek geword, en nou moet jy hom weer hospitaal toe vat. En soms voel Bybelstudie soos 'n slep. Soms wil jy eerder Netflix kyk, eerder as weer deur Levitikus te probeer lees. Vir die van julle wat nou nie Levitikus gelees het nie, dit is 'n boek van wette in die Ou Testament. Nou, hoe kan ons hierdie regmaak? Hoe kan ons die geestelike entoesiasme behou binne ons, om aan te hou daagliks met God tyd te spandeer? Nou, daar's 2 sleutels om dit reg te kry. Die eerste een is om 'n tyd te kry wat vir jou goed werk, en tweedens is om dit lekker te maak. Nou, sommige mense doen Bybelstudie in die oggend, soos wat ons in Markus gelees het. Jesus het vroegoggend gegaan en gaan bid, en vir sommige mense werk dit. Maar ek, onder andere, is nie 'n oggendmens nie. Arno kan baie goed getuig, hy skud sy kop daar. Ek slaap bietjie baie, en ek staan nie baie vroeg op nie. Tydens COVID het ons Zoom meetings gehad, en dan moes Arno my wakker bel, want ek was besig om te slaap. En dit was 4:00 die middag gewees. Ja. So oggend, ek is nie 'n oggendmens nie. Dit is 'n miracle dat ek elke oggend betyds by kerk is hierdie jaar sover. So die beste tyd wat vir my werk is in die aande voordat ek gaan slaap. Wanneer ek al die werk klaar gemaak het vir die dag en regmaak om te gaan slaap. Ek is 'n bietjie meer van 'n naggeëil, so om Bybelstudie te doen is 'n lekker unwinding, rustige exercise vir my. Nou, dit is ook goed wees om te begin met 5 minute. Begin met 5 minute Bybelstudie, net om in die swing van dit te kom. Dit is makliker om te begin met 'n korte tyd elke dag, as om one shot vir 'n uur te sit en Bybelstudie te doen. So elke dag 5 minute, net om in die gevoel van dit te kom. En dan kan jy dit vermeerder soos wat gemaklik is vir jou. Dalk is 5 minute genoeg vir jou. Nou, ek hou daarvan om 'n kers aan te steek, worship liedjies te speel, spesifiek Gregorian chants. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie. Dit is musiek wat priesters geskryf het in die
ou middeleeue in Latyns, en die tune van dit klink net baie mooi vir my, so ek speel dit altyd so in die background wanneer ek Bybelstudie doen, en dan het ek ook gewoonlik 'n koppie hot chocolate of so, saam met my, soos wat ek Bybelstudie doen. Die punt is om dit lekker te maak, want as dit nie lekker is nie, dan voel Bybelstudie soos 'n slep, dan voel dit soos nog werk wat jy moet doen, nog 'n tikbox wat jy moet afmaak vir die dag om te eindig of te begin. So deur 'n goeie tyd te kies wat vir jou werk en om dit lekker te maak, help om 'n gereelde skedule, 'n gereelde patroon te ontwikkel wat jou verhouding met God verder kan ontwikkel en verdiep. Nou die volgende gereedskap is meditasie met God se woord. Ons het eintlik al reeds daaraan geraak. Nou meditasie, ons as Christene is 'n bietjie versigtig vir die term, want daar's baie gelowe in ons samelewing wat mediteer, ongelowiges wat mediteer, en daar's al die idee rondom meditasie dat jy jouself moet leegmaak. En sommige mense maak die argument dat as jy jouself leegmaak, dan is jy vatbaar vir bose geeste. Maar wanneer ek praat van meditasie met God se woord, is dit nie om jouself leeg te maak nie, maar om jouself vol te maak met God se woord. Sal jy dit verstaan? Nou in Johannes 17 vers 17 het Jesus die volgende gebid oor sy volgelinge. Heilig hulle deur die waarheid. U woord is die waarheid. So Jesus nooi ons uit om geheilig te word deur God se woord. Nou om geheilig te word beteken om eenkant gesit te wees. Nie om dieselfde te wees as die wêreld nie, maar om eenkant gesit te wees vir God. So Jesus nooi ons uit om uniek te wees van die wêreld deur God se woord. aka die Bybel. So ook die inleiding van Psalms nooi ons ook uit om vreugde te vind in God se woord. In Psalms 1 vers 1 tot 2 lees ons: Gelukkig is die mens wat nie die raad van goddeloses volg, nie op die pad van sondaars gaan staan en nie die byeenkoms van spotters sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. So God maak homself bekend aan ons op verskeie maniere. Ek het een van die vorige weke wat ek online gepreek het ek gedeel dat ek God in die natuur ervaar. Arno het gesê ek is 'n teologie student en ek is by Stellenbosch. So elke dag wanneer ek die draken, of nie die draken, maar die berge daar so in Stellenbosch sien, dan ervaar ek God se grootheid en goedheid. Selfs ook in klein goeders soos 'n blaar wat op die veld lê, sal ek ook God se mooiheid sien. Maar die hoofmanier hoe God homself bekend maak aan ons is deur die Bybel, sy woord. Nou, as jy 'n verhouding wil bou met God, is Bybel lees en studie 'n goeie plek om te begin. Maar die probleem is soms dat ons sien Bybelstudie soos 'n bank. Soms dink ons as ons genoeg tyd invest in Bybelstudie, dan sal jy onmiddellike resultate terugkry. Maar dit is nie eintlik hoe hierdie ding werk nie. Mense moet meer aan Bybelstudie dink soos 'n 7-gang maaltyd, nie 'n Willys ready-made meal nie. Wat bedoel ek daarmee? Soos met 'n 7-gang maaltyd, jy eet 'n klein bietjie elke slag. Jy eet nie 'n klomp kos op dieselfde tyd nie. Nou, in Bybelstudie, jy sal nou nie die hele boek van Psalms op een slag lees nie, want dit is oor die 100 hoofstukke. Maar jy sal dalk 'n hoofstuk of 'n vers op 'n slag bestudeer of lees. Een van my profs hou daarvan om te sê dat jy in die vers moet kou, nie vinnig eet en sluk nie, maar laat dit sit in jou mond, laat dit linger in jou gedagtes. Proe die soet, proe die suur. Wat proef jy lekker, wat is ongemaklik? Wonder oor die teks wat jy lees.
en vooral vra en fokus op aspekte wat vir jou uitstaan. En praat met God oor wat aangaan in jou gedagtes, wat ervaar jy wanneer jy die teks lees. Dit is die verskil tussen die wêreldse meditasie en Christelike meditasie. Eerder as om jouself leeg te maak, lees ons God se woord en praat met hom deur ons gedagtes. Alhoewel God ons gedagtes kan lees en verstaan, en selfs weet voordat ons dit dink, God hou daarvan as ons met hom praat daaroor. Dit help ook met ons geestelike groei. So, wanneer ek Bybelstudie doen, hou ek daarvan om YouVersion se Verse of the Day te gebruik. YouVersion is 'n Bybel-app op jou foon wat jy kan aflaai, en elke dag het hulle 'n vers vir daardie dag. Nou, hulle struktureer dit gewoonlik dat jy dit in die oggend moet lees, maar ek lees dit in die aand natuurlik. Maar as die vers vir daardie dag nou nie vir my uitstaan of regtig iets in my kweek nie, dan sal ek 'n ander vers gaan lees, dalk soos daai dagstuk boekies wat 'n mens kan kry by Kamboeks of BNA of so. Of omdat ek 'n teologie student is, waar ons baie verse in die loop van die week, dan sal ek soms ook reflekteer op een van daai verse. So die twee gereedskappe wat ons tot dusver bespreek het, is om toegewyde tyd te hê vir God, om 'n tyd te kies en dit lekker te maak om tyd te spandeer saam met God, en dan om te mediteer op God. Nie net vinnige vers te lees en dan aan te jaag nie, maar om te kou aan die vers, om reg daaroor te dink. Nou die laaste gereedskap het ek 'n bietjie meer geworstel, en dit is om te vas en te bid. Nou, as julle nie agtergekom het nie, ek en Arno hou van eet, en meeste mense dink ek hou van kos en hou daarvan om te eet. So om te vas is 'n bietjie van 'n moeilike ding. Vir die van julle wat nie weet nie, om te vas is om vir tyd lank nie kos te eet nie, om jouself honger te maak. Probleem is ook in ons wêreld is ons baie bewus van eetversteurings, soos anorexia, of mense wat hulself uithonger omdat hulle dink hulle is te vet, en dan word hulle anoreksies amper. So ons is baie bewus van hierdie ongesonde eetgewoontes, dat ons dikwels nie fokus op vas nie. Ons het nou bewustelik kos uitsluit uit jou lewe. Nou, geestelike vas is anders as gesondheidsvas. Nou, mense wat ergens oor gesondheid, hulle doen goeie soos intermittent fasting. Ek ken 'n paar mense wat dit doen. So vir ons net vir 'n uur of 2 in die dag mag jy eet, en die res van die tyd mag jy nie eet nie, en die doel is om gewig te verloor. Maar vir geestelike vas is nie die idee om gewig te verloor nie, maar die idee is om tyd te spandeer met God. Nou, in ons lewe, moderne lewe, dink ons dikwels dat gelowige vas nie nodig is nie. Ons is onder 'n nuwe verbond met Christus, en dit is daarom nie nodig dat ons moet vas nie, want Jesus is klaar dood gegaan vir ons sondes. En hierdie is tog waar. Ons hoef nie te vas nie, maar daar is waarde daarin om te vas vir ons geestelike groei. Binne die Bybel, beide Ou en Nuwe Testament, sien ons baie voorbeelde van mense wie vas. In 1 Samuel 7 sien ons dat die Israeliete saam as 'n nasie vas, om terug te draai na God toe en hulle sondes te bely. In 1 Samuel 7 vers 2 tot 6 lees ons: Vanaf die dag dat die ark in Kirja Jearim 'n tuiste gevind het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het toe die hele huis van Israel gesê: As julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit julle midde, en ook die Astrates. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astrates verwyder en net die Here gedien. Samuel sê toe: Bring die hele Israel by Mispa byeen, dan sal ek vir julle tot die Here bid.
Hulle het by Mispa by een gekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Hulle het daardie dag gevas en daar bely, ons het teen die Here gesondig. Nou, daar's 'n bietjie baie wat aangaan in hierdie vers. Ek wil eintlik net fokus op vers 6, soos hulle noem van die vas. Maar ek voel die res van die konteks is belangrik, want die Israeliete hierso, hulle word gedreig deur die Filistyne, dat hulle aangeval gaan word. Dis 'n tyd van dood. Dis 'n moeilike tyd. Kon ook sien daar was vreemde gode of mense wat vreemde gode aanbid het. En die Israeliete besef, hoor hierso moet nou iets verander. So dit was 'n tyd van nood, wat hulle teruggedraai het na God toe en gevas het om hulle sondes te bely. In die Nuwe Testament in Markus 2 vers 18 tot 20 lees ons die volgende. Johannes se disippels en die Fariseërs was besig om te vas. Hulle kom sê toe vir hom, waarom vas die disippels van Johannes en die disippels van die Fariseërs, maar u disippels vas nie? En Jesus antwoord hulle, die bruilofsgaste kan tog nie vas terwyl die bruidegom by hulle is nie. Solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas op daardie dag. Weer eens die huwelik metafoors hierso. En soos wat Jesus hierso verduidelik, terwyl hy by hulle was, is dit 'n goeie tyd. Hy is by hulle. Maar wanneer hy weggegaan het van hulle af, was dit swaar vir die disippels. Hulle het hulle verlosser verloor. Dit was 'n moeilike tyd vir hulle. Daarom het hulle gevas, omdat hulle dringend op soek was na die Here. So ons kan sien beide Oud en Nuwe Testament, die voorbeelde wat ek uitgehaal het, daar's 'n klomp ander voorbeelde. Maar die voorbeelde wat ek uitgehaal het, vas hulle in tye wat swaar is. Tye wanneer hulle dringend op soek is na die Here en innig jammer is oor die sondes wat hulle gedoen het. Nou, om te vas is nie 'n gelukkige ding nie. Ek het daar agtergekom, sommige mense, dalk in die mega kerk en so, wanneer hulle vas, dan voel dit soos 'n brag. Hulle brag dat hulle so goed is dat hulle nou vas. Maar om te vas is 'n teken van ware rou. Om werklik jammer te wees oor wat jy gedoen het en jy rou oor die sondes wat jy gedoen het. Die verkeerde goed wat jy teenoor God gedoen het. In Matteus 6 vers 16 tot 18 sê Jesus die volgende rakend vas, naamlik dat ons nie skynheilig soos die skynheiliges moet wees, wie almal laat weet dat hulle vas nie. Kom ons lees. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. So, moenie vas soos die skynheiliges nie. Moenie vas dat jy nou brag vir almal om kyk hoe groot en hoe spesiaal ek is nie. Dit is 'n intieme ding tussen jou en God. Om jouself te laat honger en dan jouself te laat vertrou op die Here om jou te ondersteun. Dis of die idee agter vas om jou nood van kos weg te vat en aan honger te ly sodat jy geforseer word om deur God geondersteun te word, om hom te vertrou. Nou, om te vas was ook 'n vorm van aanbidding gewees. Ons sien in Handelinge 13 vers 2 tot 3 dat vas half gepaard gaan met gebed. Ons lees, toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af,
vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê en weggestuur. So hier sien ons 'n gemeente wat saam die Here aanbid, deur saam te bid en te vas. Die Engelse woord vir aanbidding werk vir my bietjie beter hier soos worship. Hulle worship vir God deur te bid en te vas. So ons kan sien dat om te vas 'n algemene ding was in die Bybel. Ons sien ook in van die preke wat Jesus gedoen het, dat hy sou die verstaan gehad het dat die mense vir wie hy praat, doen reeds die ding van vas. Maar vas het ook gepaard met gebed. Dit was nooit net vas of net gebed, dit was altyd vas en gebed saam. So in die konteks van lof en aanbidding, veral in rou tye, is dit nie iets wat jy op jou eie doen nie, maar is deel van 'n geloofsfamilie saam. In die voorbeelde wat ek genoem het, is dit dikwels 'n groep mense wat saam vas, nie enkele mense nie. Nou, waarom vas ons nie meer nie? Ons in ons moderne tyd, niemand vas eintlik behalwe vir gesondheidsredes. Die mense wat eintlik vas is die moslems vir Ramadan, of vir mense wat probeer protesaksies doen vas, omdat dit is of die een manier om reg aandag te kry in die publiek. En dit is moeilik om te verstaan hoekom ons nie vas nie. Want dit is nie dat vas minder belangrik geword het oor die eeue nie. In die middeleeue, Martin Luther en Johannes Calvin, twee teoloë wat deel was van die reformatie teen die katholieke kerk, Rooms-Katholieke kerk, het sterk voorgehou dat mense moet nog steeds vas. Martin Luther het onder andere geskryf, "Of fasting I say this, it is right to fast frequently in order to subdue and control the body. For when the stomach is full, the body does not serve for preaching, for praying, for studying, or for doing anything else that is good. Under such circumstances, God's word cannot remain. But one should not fast with the view of meriting something by it as by a good deed." So ons kan nie vas om goeie dade te vervang nie. Dis bloot om ons sondige natuur uit te wys. Die sondige natuur wat weggesteek is onder ons lustigheid vir kos. Nou in ons moderne era is eintlik die tyd wanneer vas minder belangrik geword het. Dalk is dit omdat ons twee wêreldoorloë gehad het en ons oumas en oupas wou nie nog verdere lyding ervaar het nie, so hulle het vas uitgelos. Maar ek dink die ultimate rede waarom ons nie meer vas nie, is omdat ons is nie lus vir die moeite om deur dit te gaan nie. Ten minste ek weet dis hoekom ek nie vas nie. Ek is nie lus om deur die moeite te gaan om nou myself te forceer om nie te eet nie, terwyl daar kos in die yskas is nie. Nou die vraag is, hoe moet ons vas? So ons vas in tye van rou, wanneer ons dringend op soek is na God. In moeilike tye, wanneer dinge dalk sleg gaan by die werk, wanneer jy nou reg voel, ek kort God in my lewe, dan sal dit 'n goeie tyd wees om te vas. Dit sal ook goed wees om as 'n geloofsfamilie saam te vas. Maar jy kan ook op jou eie vas. Daar is onder andere, veral in die Ou Testament, baie voorbeelde van die profete wat vas, omdat hulle rou oor God se mense. Dat hulle nou sonde doen, en die profete kan nie dit regmaak nie, so hulle vas, omdat hulle hartseer is oor wat die mense doen. Dit is ook belangrik om te onthou dat vas vervang nie goeie dade nie. Soos wat ek gesê het, dit dien om ons sondige natuur uit te wys, sodat ons dit kan aanspreek. Wanneer jy honger is, dan kom die onbewuste sondes na vore. En dan nog 'n aspek is dat om
ons moet nie brag as ons vas nie. Dit is maklik om te sê ons as Grondal doen vas, maar Bergsig doen nie vas nie. Dit is maklik om te sê kyk hoe groot en hoe goed ons is. Maar dit is belangrik om te onthou dat om deur tyd van rou te gaan is nie iets om oor te brag nie. En dan wanneer jy vas, die tyd as jy nou kos vas, die tyd wat jy sou spandeer het om kos te maak en te eet, moet jy daai tyd spandeer aan God. Deur 'n toegewyde verhouding of deur meditasie met God se woord. Soos wat ek nou vroeër uitgelig het. Dis die ultimate rede vir vas. Nie net om op sondige natuur uit te wys nie, maar ook om goed wat tyd wegvat van ons af te staan, sodat ons daai tyd aan God kan gee. Nou, ek het daar agter gekom dat daar soveel die trende is om ander dinge te vas. Veral tydens die tyd van lydenstyd, dan sal mense se sosiale media vas of koffie vas. En 'n mens mag ook dink dat dit is die ware vas nie. Dit is nou so hierdie cheap weergawe van 'n ware vas, maar wanneer ons 1 Korintiërs 7 vers 5 lees, lyk dit nie asof dit 'n fake vas is nie. Hierso gee Paulus die volgende opdrag vir getroude pare, vir huwelike, sê Paulus die volgende: moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom om dit vir 'n lang tyd te doen, om julle aan gebed te kan wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Nou, dink julle kan saamstem die eerste gedeelte van hierdie vers, om vir 'n tyd lank dit af te lê, om dit aan gebed toe te wy, klink soos 'n vorm van vas. Jy lê iets neer, sodat jy daai tyd wat jy sou spandeer het aan daai ding, dit dan God kan gee. So, dit is belangrik om te kyk na ons lewens. Nie net om kos te eet te vas nie, maar om te kyk vir ander goed in ons lewens, wat ons ook tyd wegvat van God. Soos sosiale media, YouTube, Netflix. Dis nou net voorbeelde. Maar om sulke goeders ook neer te lê en daai tyd ook toe te wy aan God. En ek dink hierdie is 'n goeie alternatief. Ek weet nou nie of daar enigiemand is wat sukkel met anorexia of ja, met eetversteurings. Vir julle sal dit 'n goeie alternatief wees om ander dinge te vas. Want dit is beter om sosiale media te vas as om te relapse in jou eetversteuring en jou liggaam negatief beïnvloed. So ons het nou gekyk na 3 tools, 3 gereedskappe om jou tyd toe te wy aan God. As jy spesifieke tyd kies wat vir jou goed werk en jy die tyd 'n lekker tyd te maak saam met God. Ons het ook gekyk na meditasie, waar jy die Bybelteks lees en reflekteer en kou aan die verse wat jy gelees het. En dan om te vas, waar jy of kos of ander dinge vir 'n tyd lank neer lê, sodat jy daai tyd aan God kan toewy, eerder as aan daai ding. So ek hoop hierdie week wat voorlê dat julle dalk hierdie gereedskappe sal uittoets. Kyk wat werk vir jou, wat nie vir jou werk nie. Daar's ook van die ander preke wat ons tot dusver gedoen het. Ons ook gepraat het oor hoe om disippelskap te doen, hoe om te transformeer in God se mense. So as van hierdie gereedskap nie vir jou werk nie, dan kan jy gaan kyk na van die ander goed. Nou praat 'n bietjie beter as ek. Maar ja, kom ons maak ons oë toe en bid. Here, dankie dat ons weer by mekaar is, Here. Dat jy ons veilig by mekaar gebring het as 'n geloofsfamilie, Here. Here, dankie dat ons die voorreg het
om hier in u teenwoordigheid by mekaar te kan wees, Here. Dat ons nie hoef weg te kruip of in geheime plekke by mekaar kom, Here, maar dat ons openlik u mense kan wees, u volk kan wees. Here, ek vra dat u saam met ons hierdie week sal wees, Here, dat ons verhouding met u sal kan verbeter. Dalk met die gereedskappe wat ek vandag hier so uitgelig het, Here, maar dat vir die wat hier binne is, vir wie hierdie gereedskap dalk nie sal werk nie, dat u vir hulle ander maniere sal wys om nader aan u te kom, Here. Here, dankie dat u altyd met oop arms staan, maak nie saak hoeveel keer ons wegdryf van u nie, dat u altyd daar staan met die arms oop, reg om ons weer te ontvang wanneer ons terugkom. Here, mag u deur die week saam met ons wees, Here, ons beskerm en ons weer veilig hou tot volgende week, wanneer ons weer by mekaar is, Here. Ek bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen.